Goed, ons gaan net so 2 versies saam lees uit die woord van die Here uit Lukas hoofstuk 4 vers 18 en vers 19. Ons is nog daarmee besig gewees so 2 weke terug. So ons net vanmôre die tweede gedeelte van daardie boodskap met u behandel oor die evangelie gee hoop. En ons het gepraat oor wat is die evangelie? Wat is die inhoud van die evangelie? Waaroor gaan die evangelie regtig waar? Want as mens die inhoud verstaan van die evangelie, die boodskap van die evangelie en dat Jesus eintlik die inhoud is, dan gaan 'n mens hoop hê. En dan gaan 'n mens selfs te midde van die moeilikste tye op hierdie aarde werklik 'n vaste hoop hê, want ons hoop is geanker aan iemand en nie op iets wat wisselvallig is en wat kan verander nie. So ons is in iemand geanker en dit is Jesus. So kom ons lees in daai 2 verse, hoofstuk 4 vers 18 en vers 19. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. So is dit tot sover wat die woord betref. Nou soos ons laas met die gesels het, net so vinnig, so Engels sê, 'n recap, net gou vinnig weer saam te vat. Ons het gepraat oor die Bybel is ons bron van hoop met al die verhale wat daar is van mense wat in wanhoop was, mense wat in hopelose toestande was en hoe die Here hulle daaruit gaan haal het, dinge verander het, dat hulle hoop weer gekry het. En natuurlik ook God is die meester wanneer dit kom by die gee en die herstel van hoop. Maar nou sit ons vandag in 'n wêreld ongelukkig en mense het hulle eie evangelies al begin saamstel. Mense dink dat die of daardie ding is, dis die evangelie. Maar as jy kyk na daardie gedeelte wat ons gelees het, dan sien ons, daar is net sekere elemente met betrekking tot die evangelie, wat ononderhandelbaar is en wat werklik ware mense se lewens 'n verskil gaan kom maak. Soos ek gesê het, dan sit ons met hierdie talle mensgerigte evangelies, mense wat sê, jy moet ryk wees as kind van die Here, as jy waarlik binne die wil van God is, en jy sal ryk wees as jy regtig glo. En mense kom met allerlei dinge, dit is God se wil vir jou, dat dit altyd met jou net goed moet gaan en sal gaan, as jy werklik binne die wil van die Here ook is. Is dit waar? Maar dan sê almal van ons, dink ek wat vanmôre hier so is buite die wil van die Here. Want ek dink, meeste van ons wat hier so sit, gaan maar deur moeilike tye, is dalk op 'n moeilike plek, en is op pad na 'n moeilike plek, ons almal is nie ryk nie. Dis ook 'n relatiewe term. So, is dit die evangelie? Wat dit doen het met jou en my welvaart hier op aarde? Ek wil 'n verskil maak, en miskien is daar nog nie veel verskil in die Afrikaanse woordjie, maar dis hoe ek dit verstaan. Maar ek dink die Here is meer besorg oor jou en my welstand as ons welvaart. En ons welstand het te doen met dit wat ons voor God is. Hoe ons in 'n verhouding met hom lewe. Ons welvaart het baie keer te doen met hoe ons dinge vir onsself uitwerk. Hoe hard ons werk, of hoe baie ons geërf het, en hoe gelukkig ons is en allerlei tipe van dinge. Maar die evangelie spreek baie dinge aan, maar het begin by die hart van die mens. En as ons praat oor die evangelie, dan is dit daardie boodskap wat vir ons hoop gee, dis 'n blye tyding. So, wat is die onderskeid tussen 'n mensgerigte en 'n godgerigte evangelie? Julle kan saam met my lees, Bybelse ware evangelie gee hoop in hierdie aardse bestaan van ons, dit maak dit sinvol. Dit is die rede en die begin om God bewus op aarde te kan lewe, om Jesus gefokus te kan wees, om Heilige Gees gedrewe op hierdie aarde te kan lewe. Sonder die evangelie is jy nie God bewus nie, lewe jy nie gefokus op Jesus nie, en is jy nie gedryf deur die Heilige Gees. En voordat jy met dit kan begin, moet ek die boodskap van die evangelie hoor. Ek moet dit aanneem. En die inhoud van die boodskap is Jesus. Dan begin 'n mens God bewus te lewe. Dan begin Jesus my fokus raak. Dan begin ek deur die krag en die leiding van die Heilige Gees
op te tree. So, die meeste mense vandag is maar besig met 'n blote bestaan. Hulle fokus op oorlewing, hoe om 'n bestaan te maak. Maar hierdie lewe strek tot ander kante die graf, né? Ons het hoop omdat daar 'n opstanding is en die hoop en die verwagting dat Jesus weer gaan kom. Dis die realiteite. So die goeie nuus is, dit spreek ons verlede, want Jesus het dit uitgedelg. Hy het dit vergewe. Hy dink nie weer daaraan nie. Dit spreek ons verlede aan, so ek kan met hoop vorentoe gaan. Ek het hoop ook vir vandag, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat, ek is met jou. En hy sê, die dag as jy sterwe, of die dag as ek weer gaan kom, dan gaan jy saam met my, jy gaan weet waar ek is. Dis hoop ook vir die toekoms. So dis die boodskap van die evangelie, dit spreek ons verlede, ons hede en ons toekoms aan. En soos ek vir hier reeds gesê het ook, die rede en die doel is, Jesus se kom, sy menswording op hierdie aarde. Toe het ons nou laas keer gepraat, net so kortliks gaan ek dit noem, oor dit gee hoop vir die armes. Die evangelie gee hoop vir die armes, want hy sê in hierdie gedeelte, hy het gekom, die gees van die Here is op hom, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. So is nie die rykes ingesluit nie, né? Wat 'n armes praat hy hiervan? Hy praat van mense wat in eenvoud bestaan. Jy kan ryk wees, maar jy kan nog steeds in eenvoud bestaan. Jy kan ryk wees, maar jy kan nog steeds arm van gees wees. En dit is belangrik, jy moet wees. Maar jy kry baie mense wat ryk is in aardse dinge, maar hulle is ook ryk van hulle self. Vol van hulle self. En die armoede wat hiervan praat, is daardie mense wat neerslagtig is, wat depressief is, wat behoeftig is, wat bewus geword het van hulle armoede sonder Jesus. Hulle geestelike armoede. En voordat jy nie besef, jy is geestelik bankrot gebore nie. En daar's geen manier dat jy in jouself geestelik ryk kan word nie, kan jy nie gered word nie. Jy moet dit verstaan. En dit is die gesindheid wat die Here soek, voordat hy iemand kan red. Here, ek het niks. Die houding van die tollenaar. Kyk, onthou jy die verhaal van die tollenaar en van die fariseer toe hulle albei gebid het? Hoe die fariseer gebid? Hy het gebid soos 'n ryk man, ryk in homself. Here, ek gee my tiendes. Here, ek doen dit, ek doen dat, ek doen dat. Dankie dat ek nie soos hierdie ou is nie. Was hy arm van gees? Nee. Hy was vol van homself. Wat doen die tollenaar? Hy staan op sy bors, hy is te skaam om sy oë op te hef na die Here toe. En hy werp hom neer voor God en hy sê, wees my sondaar genadig. Ek het niks. Nie aan dit nie, ek het niks. En dan vra Jesus die vraag, watter een van hierdie twee het geregverdig weggegaan? So eenvoudig vir ons almal om te sien, né? So, een van die vereistes om gered te kan word is, ek moet erken, ek is van nature verlore, ek kan myself nie red, ek het Jesus nodig. Ek is arm, ek is bankrot aan dit wat God as noodsaaklik ag. Alles ek ryk aan dit wat die wêreld belangrik ag. Arm is van gees, eenvoudig is, erken dit makliker, bewys, en dit is 'n bewys dat die evangelie die goeie nuus van God is. So, dis die eerste gedagte gewees, ek gaan net, gaan ek gou vinnig deurgaan, maar ons het gepraat ook oor die ryk man, die verhaal die man wat vol was van homself, het ook van Lazarus, wat ook arm was, en hy is by die Here. Maar nou kom ons vanmôre by die tweede groot gedagte, hy sê ook, hy het hoop gebring vir mense met stikkende harte. Hy sê, hy het my gestuur om die wat gebroke van hart is, heel te kom maak. En daardie woordjie gebrokenis van hart beteken mense wie se harte letterlik in stukke is. Mense wat opgebreekte harte het. Mense wat geslaan en seer gemaak is deur die dinge in hierdie lewe. En dit dui op 'n sielkundige skade wat baie mense gelei het ook. In hulle emosies, in hulle sielsdimensie. Nou ek gaan kyk na wat sê een van die kommentare ook oor hierdie gedeelte. Nou sê hy,
die volgende, dit is nou in Engels, maar julle verstaan mos. Wie is hierdie mense? Hy sê, it is those whose hearts are smitten and made contrite by the Spirit and the Word of God, and are truly humbled under a sense of sin, who are cut to their heart, have wounded spirits and in great pain. These Christ binds up by speaking comfortably to them, by applying his blood, by discovering the free and full pardon of their sins. Dis 'n mond vol. Maar dit is presies waarvoor Jesus gekom het. Mense wie se harte gebroken is onder die druk van sonde en van hierdie wêreld. Mense wat moeg is om te sukkel met verslawings en sukkel met stryd en sukkel met hulle emosies en sukkel want hulle word van die alle kante af word hulle geslaan. Mense wat in wanhoop is. Mense wat gedink het my saak is 'n hopeless case. Dis hulle. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. En partykeer moet iemand op daardie punt in sy lewe eers kom, dat hy deur sonde en die gevolge van sonde verbrysel word, voordat hy gered kan word, of voor hy herstel kan word. Want solank as dit 'n mens nog gemaklik in jou sonde is, besef jy nie die erns nie, en is daar ook nie oortuiging by jou wat mos gevat het nie. Maar die oomblik wanneer ek sonde sien, sodat God dit sien, en ek verskyn met my sonde in sy lig, in sy heilige teenwoordigheid, en ek sien dit vir wat dit werklik waar is, dan breek dit 'n mens se hart. Dan moet dit berou in jou hart bring. Dan moet dit sê, Here, ek wil nie verder nie, ek kan nie verder so aangaan nie. Maar ons vat sonde te ligtelik op. En daarom word ons ook nie verlos nie. Ons raak gemaklik in ons sonde, en ons partykeer gaan ons so ver die mensdom om te sê, dit is 'n ou foutjie wat ek het. Dit is 'n ou glipsie wat ek gehad het. En die dag wanneer mens met sonde eerlik begin raak, dan noem jy dit op sy naam soos wat God dit noem. Dan gaan soek jy nie ander mooi Afrikaanse woordjies daarvoor nie, om het so 'n bietjie te versag nie. Sê, Here, ek het gesondig, ek het gehoreer. Sê nie, Here, ek het so 'n bietjie oor die draad gekyk nie, ek is jammer. Jy sê vir die Here, Here, ek het gesondig, ek het in die oë gehoreer. Salig, sê Matteus 5 vers 4, is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou, waaroor treur ons? Treur ons oor dit wat God ook oortreur? Of treur ons oor onsself? As ek dan kyk in Jesaja hoofstuk 1 vers 4 tot 6, dan beskryf die Here die volk Israel se toestand. En dan sê hy die volgende: wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel. Hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai. Nou vra God vir hulle: waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Want die Here het hulle getuigtig, omdat hulle so afgewyk het, omdat hulle gedwaal het, omdat hulle gehoreer het, weg van hom af, omdat hulle afgode gedien het, omdat hulle oog van hom afgehaal het, en hulle eie ding gedoen het. Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, die hele hart is krank. Dis wat God sien in 'n volk. Dis wat God baie keer in 'n gemeente raak sien. Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houe. Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Dit is baie duidelik, hierdie is beeldspraak wat die Here hulle toestand beskryf, hulle geestelike toestand. Mense is siek, en die kerk is nie gevrywaar nie. Die kerk is nie skoon vandag, as dit kom by hierdie goeders nie. Nou, ons kan nie vanmôre hierdie boodskap by die deur uitskuif en sê, Here, dis die mense daar buitekant nie. Want hier sit mense hier,
met dieselfde probleem. En die Here soek ons aandag. Maar weet jy, as jy mooi gaan lees hoofstuk 1, en jy gaan so deur dit vanaf vers 6 af verder, dan sien jy, dis baie sterk vermaning en waarskuwing wat die Here rig. Maar dan kom vers 18, wat baie van die behoort te ken. Dan sê die Here vir hulle, kom nou en laat ons hierdie saak uitmaak. Al was jou sonde so skarlak en dit sal word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Kom nou, laat ons hierdie saak uitmaak. Al is jou sonde wat se skandvlek. Al is jou sonde wat veroorsaak. Al is jy hoe stikkend. Ek het gekom vir die verbryseldes van hart. Wat ek met die Here vra, Heer, waar moet ek jou nog tigtig? Wat moet ek nog toelaat om jou aandag te kry? Dan moet 'n mens nie spring na plaasvervangers toe nie. En net so 'n bietjie meer kerk toe gaan. En net so 'n bietjie meer bydrae gee. So 'n bietjie meer Bybel lees. So 'n bietjie meer goeie dingetjies doen vir die Here nie. En nou is ek gefiks nie, nee. Ek het al met hoeveel gevalle te doen gehad. Van mense wat in wanhoop gedink het, miskien moet ek dit doen. Miskien moet ek vir my laat hande oplê, miskien moet ek vir my laat doop, miskien moet ek vir my dit laat doen, miskien gaan dit fix. Dit gaan nie. Ek dink aan 'n teksvers daar in Jeremia, ek dink is 2 vers 13, as ek het nie mis het, of 22, ek is nie seker iemand toe maar. Wat hy sê, al sou jy jou was met loog, en baie seep vir jou neem, nogtans bly jou sondes 'n skandvlek voor my aangesig. Dis wat die Here sê omtrent sonde. Mense probeer allerlei menslike metodes en dinge doen om my voor die Here reg te kry. En nou moet dit alles fix. Daar's net een wat jou hart kan fix en dit is Jesus en dit is die evangelie. Dat Jesus gekom het om vir jou en vir my nie te maak. Nie 'n patch op te sit nie. Want dis nie die genesing wat die Here doen nie, om geestelike elastoplaast op jou lewe te sit nie. Maar om jou te verander, jou heel te maak. Dis die boodskap. Okay? So, hoop vir stikkende harte. Nou hoor wat sê Jesus op 'n stadium in Markus 2 vers 17 ook, hy sê, en toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En wat sê hierdie gedeelte vir ons baie duidelik? Die Here sê, as jy dink ek is alright, ek is nie so siek nie, gaan hy jou verbygaan. Want ek is mos nou in beheer van my wonde. Ek is mos nou in beheer van my siekte en my probleme. Die Here sê, ek het nie gekom om die wat gesond is, en die wat dink hulle is gesond, ek is nie so stikkend nie, te kom regmaak het, maar sondaars tot bekering. Jesus het gekom om droefheid in blydskap te verander. Hy het nie gekom om te veroordeel nie, maar te genees. En dit is slegs moontlik as ons aan hom die rede en die oorsaak van ons droefheid bely, erken, oorgee en laat staan. Met ander woorde, wanneer jy jou tot die Here bekeer. En dis 'n boodskap wat in baie kerke vandag nie meer gehoor word nie. Dat ek en jy tot bekering moet kom nie. Dat ek en jy gered moet word nie. Almal word so salig gespreek. Dis die hoop van die evangelie. Maar in die derde plek, die Here gee ook hoop vir die gevangenes. Israel is op daai stadium in ballingskap, hulle is gevangenes, hulle verstaan die konsep. Ons is nie waar ons moet wees nie, ons is onder ander beheer. En nou kom Jesus en hy sê, wanneer hy kom, sal hy die wat onder ander beheer is, wat gevangenes is, vry te maak. Hy sal kettinge verbreek, hy hoor dit sê, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. Dis God se boodskap. Dis die evangelie. Om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep. Met ander woorde, wat sê die Here hierso, gaan hy nou al die tronke oop laat gaan. En al die kriminele gaan nou uitkom. Dit is duidelik dat hierdie het 'n dieper betekenis, né? Want Jesus het nie gekom en so verder gaan dat hy tronkdeure gaan oopsluit nie.
En vir al die kriminele gesê, hoor jy, so van die pad, sorg dat hulle wegkom nie. Nee. Hy het vir mense gekom wat in hulle gees en in hulle gemoed gevangenes was. Hoor dit sê in Lukas 4 vers 19, een van die vertalings sê dit so mooi, sê, to such who were captives to sin, captives to Satan and the law, and as it were prisoners to them, shut up by them and in them and held fast there. Mense wat gevange gehou is met godsdiens. Dis die fariseërs gewees. Jesus het vir hulle gekom. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het vasgebly gehou in hulle godsdiens. Jesus het gekom vir mense wat gevange geneem was met sonde en die gevolge van sonde. En hy het talle van hulle vrygemaak, losgelaat. Besetenis. Mense onder vreemde beheer het hy losgemaak. Hoor wat sê die woord van die Here, ons moet nie te gou wees om te sê, maar ek is nie gevangene nie. Ek is nie gebind nie. Hoor wat sê die woord van die Here in 2 Petrus 2 vers 19. Hy praat hier van valse leraars. Hy sê, hulle beloof vryheid aan mense, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is. Want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy 'n slaaf geword. As daar enigiets is wat vir jou vanmôre nog wen, dan is jy daai ding se slaaf. As daar enige sondige gewoonte, onbybelse gewoonte in jou lewe gevestig is, dan is jy 'n slaaf daarvan. Of jy het nou wel herken of nie, ek sê nie so nie, God sê dit. As jy deur iets oorwin is, en jy kan nie daarvan loskom nie, en jy sukkel met dit, dan is jy 'n slaaf daarvan. Dan is jy in daardie ding se diens. Dan het daardie ding beheer oor jou. Dan het daardie dinge invloed op jou. Dis die gevangenis waarvan Jesus hier praat. Hoor wat sê Titus 3 vers 3 van sulke mense. Hy sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinsgenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Wie se toestand word hier beskryf? Kinders van die Here of verlorenes? Verlorenes. Hy sê, dit is nie veronderstel om so te wees in 'n kind van God se lewe nie. Om nog steeds onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf te wees aan allerlei begeerlikhede en sinsgenot, om nog steeds in boosheid en afguns te lewe. Dit pas nie by 'n kind van God nie, maar helaas, dit is nog steeds aanwesig by baie kinders van die Here. Hoekom? Want jy kan partykeer jou lewe vir die Here gee. Jy kan partykeer op 'n punt kom sê, Here, ek het U nodig, en om aan U salig gemaak en 'n verlosser, maar jy hou vas aan sekere dinge. En sommige dinge het net eenvoudig baie sterk invloed op die lewe, want die vyand het vir jare op daai plek 'n vesting gebou. En dit is sommer net van, dis verby nie. Dis partykeer gebeur dit in 'n kind van God se lewe, en dat jy van baie dinge vrykom, maar jy sukkel met een ding. Moenie moed opgee nie, moenie hoop verloor nie. Jesus het gekom met sy evangelie om ook vir jou op daardie terrein hoop te gee. Die duiwel en sonde het nie die laaste sê in jou en my lewe nie. Jy kan vrykom. Jy sal vrykom. Want dis die evangelie boodskap. Wat sê in Efesiërs 2 vers 12, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, vreemdelinge ten aansien van die verbond van die belofte, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Dis die toestand van iemand wat nie die evangelie ken nie, en hom nie wil onderwerp aan dit nie. Maar die oomblik as ek my oopstel, ek sê, Here, ek glo dit, kom verander my, dan doen hy dit. En jy hoef nie 'n ingewikkelde gebed te bid nie. Ek kan nie weer terugval, die 19 Augustus 1985, het ek in my totale onkunde wat die geestelike dinge betref. En op daardie oomblik te besef dat ek is verlore. En ek jaag met my lewe aan. Ek is op pad om dit te verongeluk. Het ek net gebid, Here, ek is jammer oor hierdie gemors. Vat wat oor is en maak dan my wat U wil. Dis al. En in daardie oomblik het God dit gedoen. My so verander.
Was ek op daai oomblik volmaak? Volmaak in my gees. Ek het dit nie geweet nie. Maar daar's baie gevolge van sonde, baie dinge wat oor jare in my lewe gevestig het, wat die Here my moes van vrymaak met die tyd, soos hy lig gekom het, en ek dinge verstaan het. Maar daar het 'n gesindheid verandering gekom, Here, ek wil nie meer nie. Ek gaan nie meer nie. Dis nou U. Ek gaan hierdie pad hier vanaf stap saam met U. Die dag op ons troue. Nou gewoonlik, ek wil net so ietsie vertel, ek sit op. Dwaal dalk so 'n bietjie van die punt af. Volgende jaar is dit 40 jaar. Ons huweliksherdenking. Maar nou ja. Op ons troue, gewoonlik mos as die bruidegom begin speech, dan kry jy nie kans om te praat nie, né? Dit het al daai tyd so gegaan. En nou nie al die triks en die goeie gehad, hulle deesdae doen nie. Deesdae gaan hulle op my partytjie al 'n bietjie overboord. Maar in elk geval. Toe ek met my speech begin ek met my getuienis. Nooit stil na. Ons het 350 gaste by ons troue gehad. Ons het in Kimberley groot geword, my paale ook, hulle was 10 kinders, en my maale, hulle was 10 kinders, my skoonmaale was 10 kinders of 8 kinders, en my skoonpaale was ook 10 kinders. Nou kan jy weet hoeveel neefs en niggies en hoeveel kennis was daar in Kimberley. En die daai tyd moes jy almal nooi. My arme skoonpa het dit gemaak. Nie breed gehad nie, maar ons het troue gehad. Maar op my troue het ek vir die mense gesê, die 19 Augustus 1985, het ek en Annette vir Jesus genooi om in ons lewensbootjie te klim en met ons die pad te vat. En dis waar ons vandag staan. Stilte in daai 350 mense, hulle praat niks, hulle luister terwyl ek getuig. En die Here het my hart verander. Dis die boodskap wat ons moet verkondig. As die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. As die Seun jou vrygemaak het, dan is jy vry. Dan is die houvas gebreek. Ja, mens kan partykeer terugvoeter, maar ek weet ek is vry. Ek sal my nie weer laat bind nie. Wat sê die Here vir 'n vrou? Hy sê, maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan, ek dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie? Daar's dinge in my en jou gees, siel en liggaam, wat dikwels bindinge van die duiwel is, wat moet losgemaak word, dit waarvoor Jesus gekom het, om die gevangenes vry te maak. Daar's menigtes van mense, selfs kinders van God, wat steeds gebind, as geboeides rondloop. En weet jy wat is die gevolg wat ek raak gesien in baie kinders van die Here se lewe, hulle raak passief, want hulle het moed opgegee, het hoop verloor. Ek sukkel met hierdie ding en die Here gaan my nooit kan gebruik nie. En dan raak hulle passief en hulle flout net so in die lewe deur. En ek glo die leuen dat hulle nie verlos kan word nie, of verlos gaan word nie. Mense is gebind aan dinge uit die verlede, dinge soos verwerping, wat jy as kind ervaar het sy by die huis of by die skool, of wanneer ook al. Dinge wat jou bind, omdat jy mishandel is, dalk verbaal of dalk fisies, en dit het 'n houvas in jou lewe. En die Here het gekom vry te maak. Hoe doen hy dit net so terloops? Een van die maniere is deur vergifnis. Die oomblik as ek verstaan waarvoor die Here my vergewe het, en ek vergewe persone wat dit aan my gedoen het, dan word jy vry. Dan val die ketTINGs af. Om iemand ander te vergewe vir wat hy jou gedoen het, maak nie daai persoon vry nie. Dit maak jou vry. Vergifnis is die boodskap van die evangelie. Vergewe, en jy sal die vrug ook pluk van vergifnis. Hou 'n grudge, en jy loop geboeid deur hierdie lewe. Mense is gebind aan kwetsende woorde van mense, gebind aan sondige en verkeerde gewoontes, gebind aan vrese, of het nou dinge in die verlede is wat dalk gaan uitpop, of dinge wat ek nou mee besig is, wat ek dalk uitgevang gaan word, of dinge waarvoor ek bang is dat dit nog kan gebeur. Mense loop met hierdie vrees in hulle harte ook rond.
Loer gedurig oor die skouer. Dink jy daar, woordjie daar in Spreuke sê Salomo op 'n stadium sê, die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is. Wanneer jou gewete jou ry, dan vat dit jou slaap. As jou gewete jou ry, dan laat dit jou heeltyd oor jou skouer loer. En jy probeer so ver as moontlik spore doodvee. Maar daar bly altyd ergens 'n spoor oor. As die Here jou spore nie doodvee nie, gaan iemand anders dit ontdek. Maak reg wat het gekom om mense vry te maak. Mense sit gebind aan mislukkings en selfverwyd, gebind met skaamte en selfveroordeling en 'n gevoel van waardeloosheid, van minderwaardigheid. Dalk met iets wat gebeur het in die verlede. Iets wat ek glo oor myself, iemand wat iets oor my gespreek het, en daai dinge raak 'n houvas, dit word vestigings in 'n mens se lewe. Woorde sit mense in gevangenisse. Jy kan dit met ander doen of ander kan dit met jou doen. Pas op vir hierdie ding. Die mense is in gevangenis, was gevangenis van die vestings van die vyand, hou vas wat hy verkry het in hulle lewens, omdat hulle vir hom ergens plek gekry het. Kan nie verstaan hoekom die Here vir ons in sy woord sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Want die oomblik as hy plek kry, dan sit hy sy voet daarin. En as hy sy voet in die deur gekry het, dan die moeilikheid. Want dan gaan hy vir jou baklei. En moet hy wil inkom. Ek sê, ek het julle vertel van nou, 'n vriend van my het altyd gepraat van hy sien die duiwel loop rond altyd met so sak wiggies. En hy kom by die kind van God met sy sak wiggies, en dan vat hy wiggie, en dan sien hy, hier's man en vrou het nie op speaking terms, hier's iets nie lekker nie, en hy kap sy wiggie in, en hy los hom, en hy toer, en dan kom hy oor 'n week of wat terug, en sê, hierdie ding is nie gehanteer nie, kap hy 'n bietjie verder in. En dan word hy nog steeds nie gehanteer nie, ons maak nie reg nie, en oor 'n week kom hy terug, en hy sê, hy is nog steeds daar, en hy klap hom weer deur, en so oor 'n rukkie, dan slaat hy vir hom dwars deur, kan. Hy loop met sy sak wiggies in ons lewens, om te kyk wie hy kan vernietig. Gevangenis van verkeerde verhoudings, wat mense nie kan uitkom nie. Gevangenis van angs, ongeloof en blindheid, gevangenis van selfsug en eie belang. Ek wou so 'n ander liedjie dat sing het vanmôre, maar ons ken hom nog nie. Ek ken hom, so 'n paar mense ken hom, maar die woorde, so 'n mooi ou koortjie wat ons vroeër jare gesing het, ek sien dat hy so 'n bietjie opvang daar, met al die goedes, hy sê, sy bloed verlos uit Satans mag, sy bloed maak slawe vry, die grootste sondaar maak hy vry, sy bloed verlos ook my. Dis die evangelie, Jesus maak vry. Hy breek bande. Hy laat mense uitkom. En dit wat hulle vashou. Maar daar is ook hoop vir die gebrokenes, ek moet my haas. Hy is om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad, met ander woorde, 'n deftige, adelike kleding. Sieraad vir die as waarin hulle verkeerd, wanneer mense gebroken was, dan het hulle as oor hulle self gegooi, as 'n teken van, partykeer bedroefdheid, maar partykeer om aandag te kry, partykeer net om hulle self jammer te kry. Dan gooi hulle as op hulle self. Dan gaan sit hulle in sak en as. Dis waar die spreekwoord vandaan kom. Nou sê die Here om vir hulle te gee sieraad vir daardie as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Hierdie gebrokenis, bedroefdes, is mense wat bedroef is oor dit wat God bedroef maak. As die Bybel sê om vir die treurendes in Sion te beskik, dan beteken hierdie treurendes nie in die eerste plek mense wat deur die dood geraak is nie, wat treur oor 'n geliefde nie. Dis mense wat treur oor die geliefde seun van God wat ek bedroef het. Dis daardie droefheid waarvoor Jesus gekom het.
Ek het teen God gesondig. Dink maar aan die verlore seun. Wat het hy gedoen toe hy tot sy sinne kom, terwyl hy daar tussen die varke sit? En hy verlang om sy maag te vul met die pele wat hulle eet. En hy dink dan my pa en sy ander broer en sy diensknegte het almal volop. En hier sit ek tussen die varke. Hy kon baie maklik van die pele gevat het en van die modder gevat en so op sy kop gegooi en sê, ag, arme ek. Kyk waar is ek nou? En daar is niemand om my jammer te kry nie. Maar wat doen hy? Die Bybel sê tot sy sinne gekom, hy het tot homself gekom. En hy het gesê, ek sal vir my Vader sê, ek het teen die hemel en teenoor u gesondig. Ek is nie werd om u seun genoem te word nie. Sien nie die geestelike bankrotskap, sien nie die droefheid, sien nie die gebrokenheid in sy hart raak. Maar dan lees ons daar die wonderlike woorde verder, en hy het opgestaan, en hy het vir sy pa gesê, hy het nie net 'n voorneme gehou nie, ek sal nog eendag uit hierdie ding uitkom, jong. En dan praat hy sommer met die varke, julle ding gaan altyd hier by julle wees, ek gaan nie altyd hier wees, ek gaan nog eendag uitkom. Kon nog verkeerdheid vir die varke gesê. Die Bybel sê niks, maar die Bybel sê, hy het gesê, ek sal vir my Vader sê, ek het gesondig. En hy het opgestaan en het na sy Vader toe gegaan. En dis wat ek en jy ook moet volg. Wanneer jy bedroef raak, wanneer jy gebroken van hart is oor dinge wat jy gedoen het, ongehoorsaamheid, onwilligheid, blaatante, moedswillige, nalatige, sondes, watter sonde jy ons ook al hiervan praat. Of dit die sonde van oortreding is of die sonde van nalating, om nalatig te wees. Maar om sonde te sien soos wat God dit sien, bring gebrokenheid. Is ons nog bedroef oor die dinge wat God bedroef? En ons praat hier van selfbejammering nie, ons praat hier van blote spyt nie. Ons praat hier van Bybelse intense berou. Want Bybelse berou bring jy by Bybelse bekering. Ek gaan net 'n voorbeeld hier gebruik. Daar's twee persone wat basies dieselfde ding gedoen het in Jesus se tyd. Petrus en Judas. Albei het vir Jesus verraai, verloon. Maar is albei van hulle gered? Die een het homself as gevolg van sy sonde en veroordeling gaan ophang in wanhoop. Die ander een het na Jesus toe teruggekeer en gesê, nie sy Here, ek sal U volg. En die Here het hom herstel. En Judas was spyt. Petrus het berou gehad. Die berou het hom na bekering toegevat. Spyt het hom na skuldgevoel toegevat. Uiteenlopende uiteinde. Daar's goddeloosheid in ons lewens baie keer, ongehoorsaamheid, louheid, gemaksig. Wat maak ons daarmee? Vees dit onder die mat in? Leef ons in ontkenning? Of vat ons dit na die Here toe en sê, Here, ek het gesondig, Here, ek is jammer, ek het nie geleef waar ek moes nie. Here, ek was ongehoorsaam om dit en dit nie te doen nie. Here, ek was onwillig gewees. Here, dit het gegaan oor my, ek is jammer. Sulke dinge gaan vir jou bring by 'n punt waar jy kan voorbegin. Maar probeer dit afmaak voor die Here. Jy gaan dieselfde daar wegstap. Dit gaan miskien vir 'n paar uur of vir 'n dag hou. Maar waaragtige bekering, waaragtige berou, vat jy na waaragtige verandering toe. Dis die geskap. Daar's talle mense wat bedroef was oor hulle sonde. Maar raak het ons nog eens daar verdeeldheid in kleinlikhede en nietighede in ons lewens is onder mekaar. Bedroef dit ons. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dis nie 'n teksvers wat gereserveer is in die eerste plek vir begrafnistyd nie. Salig is die wat treur nie. Dis 'n versie wat gereserveer is vir mense wat wel by hulle eie begrafnis huil oor sonde en klaar wil kry met hulle self en hulle eie ek. Salig is die wat treur, hulle sal vertroos word.
Ek sluit af met die laaste, ek moet my hom kanteer, anders gaan ons nog 'n dag. Ons het daar nog 5 minute. Hy sê ook hoop vir die blindes. Hy sê en dan blindes herstel van die gesig. Watter blindheid praat hy hiervan? Weereens, ons moet hier geestelike blindheid sien. Ja, Jezus het baie blindes ook genees. Mense wat fisies blind was, gesiggestremdes het baie van hulle genees. Maar dis nie hoekom hy gekom het om daai blindes te genees nie. Sy eerste prioriteit was om mense wat geestelik verblind was deur sonde, om hulle sig te gee, dat hulle kan sien. Hoor wat sê Johannes 9 vers 39 tot 41. Hy sê, en Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, so die wat nie sien nie, mag sien. En die wat sien, blind mag word. Dit is duidelik, hierdie is nie fisiese blindheid, dit is geestelik. Hy sê, en die van die fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, is ons dan ook blind? Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle in sonde. Sien nie die woordspeling wat Jesus besig mee was? Hy sê, julle dink julle sien, maar julle is eintlik blind. As julle regtig blind was, sou julle oop gegaan het en julle sou gesien het. En ek sou julle genees het. Maar nou sê julle, ons is nie blind nie. So nou slaan ek julle met blindheid, nou gaan julle niks sien nie. Weet julle dit? Geestelike blindheid. Die evangelie is goeie nuus vir mense wat besef en erken, ek is blind, ek het geen geestelike sig of onderskeiding nie, ek is eintlik siende blind. Ek loop waarwyd oop oë deur hierdie lewe, maar ek sien nie die dinge geestelik nie. Ek lees my Bybel, maar ek het geen geestelike insig nie. Ek het geen geestelike insig in die dinge wat vir God belangrik is nie. Dis nie my passie nie, dis nie my belangstelling nie. Ek hou my maar besig met die Bybel. Maar ek lees ook maar net. En dis gewete salfies vir die oë. Jy bly blind. Ek is siende blind, ek kan myself nie maak sien nie. Dis die beste ding om te erken voor die Here. Die geneesheer het vir sulke mense gekom. Die evangelie is vir sulke mense. Here, open my oë. Die Bybel praat van verligte oë van die verstand. Hy praat van mense wie se oë geopen is om te kan sien, die lig aanskou. Ek hou van daai, ek het dit al gesê, maar ek bly hou van daai uitdrukkinge wat die ouer garde altyd gehad het. As iemand tot bekering gekom het, hulle gesê hy het tot die lig gekom. Wat beteken dit? Hy het begin sien. Sy oë het oopgegaan. Nou is die vraag wat ek vanmôre vra, as u vanmôre hier sit, jy kan in hierdie kerk sit, miskien al vir jare, maar is jou geestelike oë al oopgemaak? Of is jy dalk nog blind? Blind om te sien, ek is verlore. Blind om Jesus te sien as die antwoord vir jou genesing, en vir jou herstel en vir jou redding. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Dit is die hoop van vergifnis, wat die evangelie na my en jou toe bring. Want vergifnis maak baie keer deure oop, maak bindings los. En dit is die hoop van versoening en herstel wat ons sien by die verlore seun, wat kon terugkeer na sy vader. Dit is die hoop van heiligheid, want baie melaatses is as onrein geag, en Jesus het hulle genesing gebruik, om juis jou en my reiniging van sonde, wat soos melaatsheid is, uit ons lewens uit te reinig, en ek heilig voor hom kan staan. So is die laaste skyfie, vir die kind van God, is die evangelie alles. Dis die bron van ons saligheid. Dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dis ons grootste vreugde, ons troos in lewe en in dood. Dis die fokus van ons oordenking.
Dis die boodskap aan 'n verloregaande wêreld. Maar dis ook die storie van my lewe. Ons hoop vir hierdie lewe en ook hierna. Want die inhoud van die evangelie is Jesus. En as hy in jou lewe is, as hy jou kom red het, dan het jy hoop vir vandag, vir môre, tot in ewigheid. Het jy daardie hoop? Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die hoop wat U gebring het, die hoop van die evangelie, dat ons 'n boodskap kan verkondig, kan glo, kan leef, dat daar hoop is wat ons verlede betref, ons hede en ons toekoms, dat U gekom het om gevangenes vry te maak, om treurendes te troos, om bedroefdes, en mense wat arm van gees is, mense wat verslae is en verslaaf is, te kom genees. Here, vanmôre bid ons vir elkeen wat hier sit, hierna luister, wat nog iewers 'n gevangene is, wat nog iewers gebind is, aan iets uit die verlede, of aan woorde, of aan sonde, of wat dit ook al mag wees. Die Here, dat die vryheid van hierdie boodskap vanmôre ook vir hulle sal deurbreek. Here, ons moet onsself net oorgee en sê, Here, ek is gebind. Here, ek is vas. Here, ek is blind. En Here, U sien my hart ook vanmôre raak. Ek is jammer daaroor. Dan sal daar genesing kom. En dis waarvoor ons bid vanmôre. Nou, ons dankie dat U vir ons hoor. In Jesus se naam. Amen.